Ek dink as 'n hele klomp goed wat 'n hele klomp oorwegings. Die dans met die dood, soos David Kramer sing. Die lewe bly maar swaar. Die shaman konsep of waarskynlik 'n populêre siening daarvan dat jy jou lewe dans finaal uiteindelik. Die feit dat ek in verskillende gesprekke en by verskillende feeste met mense, veral ouer digters gepraat en sê as ons een ding nog graag sou wou doen, dan is er nog die ou dansers by mekaar kry. Dans met woorde, ek dink is ook 'n aanduiding van 'n verskuiwing van iets wat nogal baie belangrik is en wat altyd daar was natuurlik, dat 'n gedig bestaan nie net uit die betekenis van die woorde nie. Dit het veel meer ook te doen met die ritme, met die tekstuur, met die beweging daardeur. Miskien ook om die aandag te vestig op die prosesmatigheid van waarmee ons besig is en nie noodwendig die produk self nie. Dis maar net 'n baie desperate en waarskynlik gedoemd tot mislukking poging om mense 'n bietjie stil te laat staan en 'n bietjie te laat skuifel op hulle voete. Mense wie ek self ken en mense met wie ek nou gepraat het, mense wie ek self graag na sou wil luister. En ek sou bitter graag wil sien hoe hulle reageer teenoor hierdie land. Mense wat vir die eerste keer kom soos Yang Lian, soos Koen. Ek dink Caroline Forsyth kom ook vir die eerste keer hiernatoe. En ek dink gaan wonderlik wees om die land die hulle oë te sien, want ek weet hulle is besonder intelligente mense. Maar dis ook nog tot 'n mate omdat ons wil klein hou. Jy wou nie meer as sê maar 10-tal mense nie. Jy wou die mense die nodige ruimte gun om werklik waar hulle storie te kan vertel, om werklik met mekaar te praat, en ook omdat 'n mens wegkom van binne al die feeste met 'n enorme gebrek aan of 'n behoefte daaraan dat hoekom het ons nie meer kans gehad met mekaar te praat en mekaar te leer ken nie. En natuurlik dan is dit beskikbaar, wie kan kom? Jy weet, dit is nou wel tamelik lank vooruit gereël, maar mense sit vas. Yusuf Komunjaka of iemand soos Michael Ondaatje, hy is gevra. En hy was besonder gretig om te kon deelneem, maar dit was net nie moontlik hierdie keer nie. Jy weet, so kan 'n mens 'n aantal mense opnoem. Ek dink dit is in die eerste plek 'n fees van die poësie en natuurlik vir die digters self. Jy sou miskien opgelet het dat daar tamelik min aandag geskenk word tot dusver aan hoe gaan dit wees vir die persone wat daarna kom luister. Soek ons daarna dat mense daarna kom luister. Ek dink daar's ander maniere, dis ook gedeeltelik hoekom ons nou gesels. Daar's ander maniere van die dinge waarmee mense besig is oor te dra en dit hoef nie noodwendig binne 'n feeskonteks te gebeur nie. Hierdie ding gaan gebeur. Ons gaan byvoorbeeld 'n Dreaming Vein wat 'n soort van 'n dagboek is waarin al die digters gaan deelneem, maar dit gaan ook tekste bevat wat niks te doen het met die fees self nie. En hopelik gaan dit ook oorspoel daarna, daar kom ook daarop volgende manifestasies. Ek dink dat ons het 'n verkeerde ding weet, dat ons dink dat ons kan ons kultuur beskikbaarheid of wat ook al dan afskaal tot net dit wat gebeur tydens feeste. Dis 'n swak plaasvervanger vir 'n klomp goed wat verdwyn het. Byvoorbeeld jou teater kompanies of jou gespreksgroepe of groter bekendmaking van waarmee mense besig was ook op die platteland, al daai goed. Mense kom, jy weet jy daai beeld van mense kom met 'n bakkie en hulle maak hulle bakkie vol kultuur een keer 'n jaar of goed. En dis belaglik. Dit word 'n sosiale gekwetter. Dis vinke in dieselfde boom wat kom sit en wag vir die son om te sak. Jy weet, ek dink dit is nie vir my lekker nie. Nou vra jy 'n vraag wat ek dink 100.000 mense hulle self al deur die eeue gevra het. Jy's daar, jy's die dans met die onkenbare, die dans met die bonatuurlike, nie omdat dit buite ons is nie, maar omdat ons altyd daardie donkertes in ons gaan hê, wat ons waarskynlik net kan betrek op 'n byna 'n ritmiese omgang daarmee. As wat dit op 'n ander manier, op 'n redelike manier uitmekaar gehaal kan word. Met ander woorde, ek dink dat poësie is 'n taal op sigself, dis 'n uitdrukkingsmiddel wat los staan, alhoewel dit baie diep bepaal word deur die taal waar binne hy gebeur. Maar dit is die oudste vorm van menslike kommunikasie onderlik, 'n mens met boom en met dier en met wolk en met vrag en klip en met lig en waarskynlik met die voorvaders en die geeste en so. En dit is absoluut noodsaaklik. Dit is ook absoluut totaal, veral binne ons moderne samelewing, geheel en al nutteloos. Jy gaan jou lewe daaraan kan verdien nie. Jy gaan niemand daarvan revolusionêr maak nie. Jy gaan niemand daarvan oortuig nie. En tog dink ek dit is absoluut noodsaaklik. En dis daardie
Dis daardie kombinasie van die totale nutteloosheid en die absolute noodsaak daarvan. Dis wat my fascineer.